Ek het nog nie gedink ons is nou klaar nie, né? So nou gaan ons kyk na die kwadrering van binome. En ons is op bladsy 8 en ons gaan kyk na voorbeelde 1 tot 4. So voorbeeld 1 is a plus b kwadraat. Nou wat beteken dit? Dit beteken as ek dit moet oorskryf dat dit is gelyk aan a plus b maal a plus b. En nou is dit mos maklik, né? Hallo? Nou is dit maklik. Nou gaan ek sê a maal a en a maal b en ek gaan sê b maal a en b maal b. So my antwoord gaan wees a kwadraat plus ab plus ab plus b kwadraat. Gelyksoortige terme bymekaar, so a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Maar omdat ons 'n 3 uur vraestel skryf in matriek en ons dit nooit klaar maak, kyk ons altyd na 'n makliker manier om dit te doen. Alright? Is julle gereed? Hallo? Is julle gereed? Okay. So, ek vat daai a plus b kwadraat en ek gaan hom nie oorskryf. Ek gaan hom sommer direk nou hiernatoe vat. Kan ek vir julle gou-gou verduidelik hoe ek dit doen? Okay, so ek begin deur te sê ek vat daardie term en ek kwadreer hom. So dis a kwadraat. Ek vat daardie term en ek kwadreer hom. So dit is plus b kwadraat. Sien julle, want dit is 'n plus maal 'n plus. En nou moet julle nie dronk raak nie. Vir die middelterm sê ek daai ene maal daai ene maal daai ene. So a maal b is ab maal 2 is plus 2ab. Julle sal oplet, ek gebruik die woord mathemagics. Want dit is magic. Ekskuus? Nie in hierdie geval nie. Jy kry net 'n punt vir die kortste antwoord tot by daai punt. Maar as jy net dit in jou sakrekenaar sit en jy antwoord kry en hulle vra sonder 'n sakrekenaar, dan gaan jy 'n moeilikheid hê. Okay. Kom ons kyk na voorbeeld 2. Voorbeeld 2 is a minus b. Onthou julle die vorige ene was a plus b. Onthou julle. So in hierdie geval die a kwadraat en die minus b maal die minus b is plus b. En nou vir die middelterm a maal minus b is minus ab maal 2 is minus 2ab. Dis alles moontlik, ja. Hallo? Is julle nog met my? Ek is nog steeds nie bekommerd nie. Want as hulle vir my vra x minus 3y kwadraat. Al wat ek doen is, ek sê daai x maal x is minus 3y maal minus 3y is minus maal 'n minus is 'n plus en 3 maal 3 is 9 en y maal y is y kwadraat. X maal minus 3y is minus 3xy maal 2 is
minus 6xy. Die laaste voorbeeld daar is x minus 6y kwadraat. Nou ek gaan nou weer hierdie ene al twee maniere doen. Ja, is twee maniere om dit te doen. Jy kan sê, wel, dis daai hakkie maal met homself, né? Dis wat die kwadraat beteken. En dan kan ek die distributiewe wet gebruik om hom te vereenvoudig. Die distributiewe wet sê dat dit is x kwadraat minus 6xy minus 6xy en dan die laaste ene is plus 36y kwadraat. So x kwadraat minus 12xy plus 36y kwadraat. Dit was die een manier. Die ander manier is om bloot van daar af te gaan en te sê, wel, x mal x is x kwadraat. Minus 6y mal minus 6y is plus 36y kwadraat. X mal minus 6y is minus 6xy, mal 2 is minus 12xy. Jy kan enige van die twee maniere gebruik. Huiswerk. Huiswerk, oefening, hier is iemand wat die hele tyd praat terwyl ek klas gee. Ons gaan nie baie nice met mekaar wees nie. Bladsy 8. En jy doen nommer 1 volledig. En nommer 2 doen jy vir my die linkerkant. Goed. Ons gaan terug na bladsy 5.